Ek was jonk op die responskar en ek wil net lewens red. Jou pa's geskiet, hulle dink hy's dood. Ek het groot geword op 'n brandweerstasie. My pa was 'n brandweerman. En dis maar wat ek geken het. En ek het op 16 het ek aangesluit as 'n volonteer in die brandweer. 16 Januarie 1998. En dit was 'n dream come true. Dit was regtig waar. Want van kleintyd af is dit al wat ek wou gedoen het. En toe ek by die beheerkamer instap en ek het my uniformpie aan en want ek het die ouens geken op die stasie. So die brandweerman wat daai tyd in die beheerkamer was, hy het toe sommer dadelik my naam op die bord gaan skryf en dit was vir my net yes, I've made it. I've done it. Ek is 'n firefighter uiteindelik. En ek onthou een van die senior offisiere het ingekom en hy het my naam gaan afvee van die lys af en gesê nee, ons kan nie net hierdie ou in 'n brandende gebou instuur of selfs na 'n grasbrand toe as hy nie 'n idee het wat hy moet doen nie. En my naam is toe afgehaal en ek is op die tweede uitdraai grasbrandmasjien gesit. Wat bietjie van 'n teleurstelling was, maar ek het my fire kit gekry. Daai tyd was dit nog wol tunics. En ek het so 'n rooi helmet gehad met 'n stel leerbootse. Eers gaan kyk of alles vir my pas en in die spieël gestaan en kyk want dit lyk vir my bitter cool. Maak nie saak hoe sleg ek lyk vir die ander nie, vir my is ek 'n firefighter met kit aan. En so het ek begin as 'n volunteer firefighter en ek het bietjie opleiding by die ouens gekry en wat ook al en toe het ek van die tweede uitdraai grasbrandmasjien bevordering gekry na die eerste ene toe. En ek het die ongroening deurgegaan. En daai tyd toe ek begin het, toe is my pa reeds brandweerhoof. So ek dink baie van die ouens het 'n geleentheid gesien om dit wat jou pa ons deurgesit het, dit gaan jy nou kry. Maar ek het dit met 'n smile gevat. Dit was vir my regtig waar, dit was vir my bitter lekker. So ek is gebootlift, ek het gelongweight, ek het gaan soek vir 'n blik grinding sparks in die workshop. Maar dis wat ons daai tyd deurgemaak het. Dit was regtig lekker en die kameraderie is gebou. En die ouens het my sommer dadelik aanvaar. Ek dink oor hulle my geken het van 'n klein seentjie af, was ek sommer dadelik deel van die brotherhood gewees en jy dadelik deel geword van die kameraderie want jy is nou een van die manne. En so het ek aangegaan vir 'n jaar en toe stuur my pa my vir my eerste ordentlike firefighter kursus. Toe het ek firefighter 1 en 2 gaan doen in Boksburg. En ek onthou toe ek die uitslag kry van dit en ek gaan terug na my stasie toe waar ek gevolonteer het. Toe is my beste pel, hy was in beheer van die uniformstoor. En hy gaan praat met die offisier en hy sê vir hom, hoor hierso meneer, Ewert het nou firefighter 1 en 2 gekry, kan ons nie vir die ou net ordentlike kit gee nie. En die stasieoffisier te sê, okay, en ek kry toe 'n splinter nuwe fire tunic, baadjie, broek, boots, ordentlike goed. My eerste geel helmet, want as volunteer het ons rooi helmets gedra. So toe jy die gele kry, toe voel jy sommer nog meer deel van die span. En so het ek toe nou saam met die ouens gewerk en ondervinding opgedoen. En in 1999 toe is ek aangestel as 'n professionele brandweerman. Dit was the pinnacle. Want nou kan ek vir die mense sê, my werk is 'n firefighter. Dis my job. Ek het toe basic life support gedoen, BAK daai tyd, in Desember 1999. Nog nie lisensie gehad nie, ek was nog te jonk vir die lisensie, maar ek het darm 'n lisensie gehad vir lewensred. En so was ek maar 'n ambulansassistent agter gery, wat nie altyd lekker was nie, maar ek het dit gedoen want dit was my passie, dit was vir my, ek kon net nie genoeg kry nie. As daar oortyd was om te werk, was ek die een wat eerste hand opgesteek het. En in April, einde 2000, toe gaan die geleentheid oop om entrance te gaan skryf vir A&A, vir die kursus wat in 2001 begin. En my papiere is toe ingestuur, ons was 11 wat gegaan het vir die entrance eksamen in Pretoria.
En jy weet, in die bus hier op pad soontoe, nou is ek die jongste in die groep. Ek was 19 toe ek AA entrance exam gaan skryf het. Nou sit jy in die bus hier en hier's geharde firemen saam met jou in die bus. Jy weet, nou dink jy by jouself, hoort ek hier? Ek meen, tussen hierdie manne, hierdie ouens, hulle gaan heel waarskynlik dit eerste reg kry, want hulle is nog al lank op die pad. En ons het gaan eksamen skryf. Ek kan nie onthou presies hoeveel daar was nie, maar daar was 'n hele klomp ouens. Kom ons sê maar seker, kom ons noem dit 100, as dit kon ook meer gewees het, kon ook minder gewees het. En ons het die eksamen geskryf, en dan kom jy uit die eksamenlokaal uit, en dan gaan merk hulle dit. En dan vat hulle van daar af, vat hulle miskien die top 50. Ek is toe onder die top 50 wat toe nou na die tweede eksaminering toe gaan. Nou die tweede eksaminering is toe nou maar basies, hulle kyk of jy CPR kan doen en of jy dit reg doen. En van daar af toe kies hulle die top 24. En ek is toe onder die top 24 en ek gaan toe 2001, die eerste kursus van die jaar, gaan ek op AA. En dit was 'n 2 maande teoretiese kursus. Dan doen jy 'n midterm exam, waar ons kies doen, dit is soos praktiese toetse. So die paramedics wat nou oor die kursus is of by die training college werk, hulle assesseer jou dan. So jy sit drips op poparms en hulle kyk of jy dit kan reg doen. Sit 'n naald in die bors, sit 'n naald in die keel, defib, doen brugbaba en daai tipe goed. So dan evalueer hulle jou op dit, dan skryf jy eksamen. As jy al daai goedjies deurkom, dan gaan jy vir 2 maande op die pad. Nou gaan werk jy saam met paramedics, wat al lank in die tand is. So dit is nogal senuitergend. Jy weet, daai ou staan oor jou met 'n valkoog. En later het ek in my lewe geleer dat hulle doen dit juis om te kyk of jy onder druk kan werk. Jy weet, daarso voel jy, so ek onthou op een van die tonele wat ek gedoen het, moes ek 'n drip opsit op 'n ou tannie. Maar ek het so gebewe. Want dit is vir my, hier staan hierdie paramedic bo oor my, die tannie, ek is nou hier met 'n naald na haar arm toe, en dit was vir my nogal senuitergend geweest, dat die paramedic later vir die tannie gesê het, hoor hierso, hy is gekwalifiseerd om dit te doen, so moenie bang wees nie, ek staan nou maar net by vir sou hy hulp nodig gekry het, of nou hulp nodig kry. En dan, jy werk padskofte saam met die paramedics, en dan werk jy ongevalle skofte by verskillende hospitale, so ek het in Garankuwa gewerk en Kalafong Hospitaal, en dan werk jy in obstetrics ook, so jy moes 10 babas gevang het, jy moet byvoorbeeld 10 stelle steke insit, en jy moet 'n sekere hoeveelheid drips doen, en dan teken die susters of die paramedics teken jou goed af. Dan moet jy 90% kry vir jou padskofte, voor jy finale eksaminering kan gaan doen. En dan die finale eksaminering, as jy dan nou daar deurkom, dis dieselfde as midterm, so jy gaan dieselfde prosesse deur. En ja, so as jy dit daar deurkom, en dan kry jy jou sertifikaat en jou badge aan die einde van dit, as jy deurgekom het. En ek kan onthou, ek het na die HPCSA kantoor toe gegaan, en dan kry jy nou jou registrasiesertifikaatjie, en dan mag jy nou jou badge opsit. En my broer was daai tyd nog op skool gewees, hy was in matriek, en my pa het gaan rugby kyk by die skool. En ek het toe, want een van die ouens wat van daar af gekom het, was saam met ons op kursus, en ek vra vir Morie, kan ek nie sommer saam met jou terugry nie, dan laai jy my net daar af, my pa is daar, so ek wil net gaan brek. Jy weet wel verskoon as ek emosioneel raak. En toe hy van die paviljoen af kyk, en hy sien ek die badge aan. Jy weet, jy kan so die trots gesien het. En ja, ek is toe is ek AA, ek is intermediate life support. En ek is toe terug na my stasie toe, maar kyk, ek is trots. En op daai tyd was ek een van die jongste ANA's in Suid-Afrika. Ek is seker daar's iemand wat nou al beter kon gedoen het, maar daai tyd is dit wat vir my nie belangrik was nie, maar dit was vir my nogal 'n eer gewees, en iets om op trots te wees. Toe is ek terug na my stasie toe, en daar was reeds 'n ANA op my skof, so ek het nog steeds ambulans gedoen. Hier en daar het hulle my bietjie op die kar gevat, en net vir my gewys hoe werk dinge, en so. En ek onthou,
ek is saam met een van die ander ANA's op 'n responskar. Hy was ons leier brandweerman. En so wat ek gedoen het is, as hulle het na die call toe respond, en op pad terug, dan ry ek terug. Net om bietjie, ek het toe al lisensie gehad, so ek kon bestuur, maar dit was nou net iets anders, want die kar het nou ligte en strepe op. Jy weet, so ek weet nie of dit nou die kar vinniger gemaak het of wat nie, maar ek moes nou eers dit doen. En ons ry die een middag terug, en dit het gereën, ek onthou dit nog soos gister. En dan kom 'n call op die radio deur, 'n kind by 'n weeshuis, wat epileptiese aanvalle kry. En ek wil die kar van die pad aftrek, want ek mag nou nie respond nie. En ek wil die kar van die pad aftrek, en die leier brandweerman sê vir my, nee wat broer, nee, ons gaan nou sommer hierdie toetsie ook doen, so respond jy nou maar, laat ons kyk of jy kan. En ek het gerespond, en lekker, ons het daar gekom, ons het die kind gehelp, en ons het die kind hospitaal toe gevat, alles het goed afgegaan, en ja, nou is ek eers trots, want nou het ek nog responskar ook gery. Na 'n toneel toe met die rooi ligte wat gaan, so dit was, nee, kyk, my lewe was volmaak. En ons het nog by die hospitaal gestaan, en ons het ons toerusting teruggepak, en ons is terugstasie toe, maar ek het nog bestuur. En ons het by die stasie ingekom, nou by die masjien, by die responskar het by die eerste masjien bygestaan. En ek het hom in reverse, en die stasieoffisier het op die tweede verdieping aangestap gekom, en hy vra toe die leier brandweerman, hoe laat jy hierdie ou bestuur? Hy sê vir my, ek het hom nie net laat bestuur nie, hy het gerespond ook. Ek dink die ou is reg om te gaan. En toe van daar af toe word ek van 'n skof afgeskuif, en ek word toe nou 'n responskar drywer, suksesvol. Ek het net begin op my skof met die responsvoertuig. En ons kry toe die skietgeval. En ek het uitgedraai soontoe, en toe ek by die huis stop, toe sê die man vir my, hy sê vir my, ek vermoed, my vrou is oorlede. Toe sê ek van, wel, ek moet declare, ek moet certificeer. En ek het deur die huis gestap, hy het vir my verduidelik hoe om te kom waar ek moet wees, so ek het my jumpsak by my, en ek het die EKG en suurstof. En ons het daai tyd, het ons alleen op die responskar gewerk. En ek het my jumpsak gehad, en my EKG en die suurstof, en ek het by die kamer, dit was so ons suite badkamer. En ek het ingestap, maar ek kon sien die bloed het al onder deur die deur in die mat ingetrek. So ek kon vir myself redelike prentjie skets van hierdie gaan of bitterlik ernstig of fataal wees. En ek wou die deur oopskuif, maar soos wat sy op die toilet gesit het en die skoot afgetrek het, het sy voor die deur ingeval. Sy het op die badkamer gesit, en sy het die geweer oorgehaal, en sy het die geweer vasgehou, en sy het die sneller met haar toon getrap. En so het sy toe nou haarself deur die kop geskiet. So ek moes die deur so bietjie oopskuif, en ek het my jumpsak deurgesit, en ek het die EKG deurgesit, en die suurstof, en ek het deurgeskuif om in die badkamer in te kom, maar sy het haarself met 'n jaggeweer geskiet. So dit was 'n redelike, dit was nie mooi om te sien nie. En ek het gesertifiseer, en ja, die polisiefotograaf het deur die badkamervenster het hulle foto's geneem van dit wat aan die binnekant was. Maar jy kan nou net vir jouself dink, met daai impak wat daar was, dit was redelik gruesome geweest. En ek het gecertify, en ek het weer my pad uitgemaak, en ek het toe nou vir die man gaan sê, nee, dit is inderdaad verby. En ek het terugry stasie toe. En ja, dit gaan dalk nou lelik wees om te sê, maar ek het 'n krapperigheid agter in my rug gevoel. Ons het met golfhemde gewerk. Blou uniform, combat broeke en golfhemde. En ek het agter my rug gekrap, en daar was harsings en stukkie been. Maar soos wat ek seker nou met in die muur verby geskaaf het ek nou van daai op my hemp gekry. En jy weet, daai spesifieke aand het ek dalk nie so intens daaraan gedink nie, want dit was vir my, dit was 'n call, ek het my werk gaan doen, en ek het teruggekom. Ons is geleer om nie te emosioneel betrokke te raak nie, so ek was
half afgesny. Ek was daar om 'n call te doen en my werk te doen en ek my werk gedoen en ek het teruggekom. Maar latere jare het ek vir myself begin dink, jy weet, op 19, daar's ouetjies voor my wat oorlog toe gegaan het, wat ook lelike goed gesien het, wat lelike goed deurgemaak het. Maar hulle sit met die skaars. En dit het my gevang. Dit het my regtig gevang. Ons was eendag op die snelweg. Seker maar 'n karongeluk of 'n voetgangersongeluk en ek hoor op die radio, daar's 'n skietgeval in Meyerton. Maar 'n ou sulke goed geween het met ander mense. Jy lees van sulke goed in die koerant. So ek het nie eens gedink daaraan wat dit toe uitgedraai het om te wees nie. En die beheerkamer roep my oor die radio en sê, hoorie, so as julle klaar is daar, maak julle pad oop Meyerton toe daar's 'n skietgeval. En op pad terug, of op pad Meyerton toe bel die beheerkamer my. Dit was toevallig my aangetroude nig wat in die beheerkamer gewerk het. En sy sê vir my, hoorie, dis jou pa. Jou pa's geskiet, hulle dink hy's dood. Jy weet, nou weet ek, my ma en my pa was saam in die kar. Nou hardloop daar soveel goed deur jou kop. As dit is wat hulle aan my pa gedoen het, wat het hulle nie aan my ma gedoen nie? Jy weet, en terwyl ek ry toe, bel hulle my weer die beheerkamer en hulle sit toe die buurvrou deur op my selfoon. En sy sê vir my, hoorie, so jou pa's geskiet en hulle dink hy's dood. En ek het gestop, toe ek stop by die huis, toe sien ek sy lyk onder die kar. En een van my ander kollegas was toe reeds op die toneel gewees, en hy sê vir my, hoorie, kom ons sit eers. En ek sê toe vir hom, Jonna, ek gebruik dieselfde taktiek bel, sê vir my, wat is fout, waar staan ons, kan ons iets doen, en hy sê toe vir my, nee, ons kan nie, dis verby. Maar, jy weet, met die kennis wat ek toe nou het, daar ons sou niks kon gedoen het nie. Ek neem my pa deur die hart geskiet. Hulle het 4 skote op hom geskiet. Een het hom deur die hart getref, ander een het sy bobeen afgeskiet. Een is deur die kar se ruit en die ander een is in die safety hek vas. En wat hulle toe nou later ook agtergekom het met die ondersoek is daar 2 patroondoppies onder in die driveway gelê. So toe my ma uitspring en na die bure toe hardloop, het hulle 2 skote op haar ook geskiet. Maar vreemd genoeg het ek daai aand geen emosie gehad nie. Ek weet nie of dit is as gevolg van die werk wat ons gedoen het nie. Maar ek het geen emosie gehad nie. Ek wou nog teruggegaan het werk toe daai aand. En een van ons senior offisiere sê toe vir my, nee, bly by die huis, jou ma het jou nodig. My broer was by die matriekafskeid in Kempton. En hy het toe gesê, bly by die huis. Ek sal jou kar terugkry by die stasie, ek sal jou verlof uitsorteer, moenie worry nie, bly jy net by jou familie, hulle het jou nou nodig. En tot die dag van die begrafnis, dis toe waar dinge my eers begin vang. Jy weet, en toe kom al baie van die firemans wat saam met my pa gewerk het. En hulle het sy helmet saamgebring. En kyk, maar ek dink elke liewe ou wat daar was, het 'n deeltjie gebraashou op daai helmet, want daai ding het so geblink, het eintlik 'n welding helmet nodig gehad om die kus te dra, so daai ding geblink. Maar dit was net, dit is die tipe ou wat my pa was. Jy weet, toe hy dood is, ja, dit is asof jou wêreld te mekaar tuimel. En wat ek en hy gedoen het is, ons het mekaar se loopbane teen mekaar opgemeet. Jy weet, hy het altyd vir my gesê, ja, maar ek was 'n stasieoffisier op 23. Sê vir hom, ja, maar ek het die gedoen op daai ouderdom. Daai tyd was dit nog EMI, hy was 'n EMI gewees op 20, sê, maar ek het daai ene gewen, want ek was 19. So ons het lekker opgeweeg. En toe my pa dood is,
toe is dit asof my wêreld in mekaar val. Maar ek kon dit nie regtig met iemand deel nie. Want ek was maar een van daai ouens en ek dink dit is die era waarin ons groot geword het. Cowboys don't cry. En if you can't stand the heat, get out of the kitchen. En hierdie job is nie vir sissies nie. En so ek het nooit met iemand gepraat daaroor nie, want ek het nou maar altyd gedink, dit het oor my pad gekom, ek moet met dit deel. Maar na my pa dood is, toe het ek heeltemal beheer verloor. Ek het heeltemal beheer verloor. En my ma het bitterlik hard probeer. My ma is een van die sterkste mense wat ek ken vandag. Sy het hard probeer. Maar ek was 'n jong, geharde brandweerman. Niemand gaan vir my sê wat ek moet doen nie. Dit is nie noodwendig die werk wat ons gedoen het nie. Ja, ons het bitter baie lelike tonele gesien, maar die probleem wat ek gehad het, is ek het nie trauma verwerk wat met my gebeur het, soos byvoorbeeld toe my pa dood is. Daai trauma het ek nie verwerk nie. Dit hoop net op en dit hoop net op en dit hoop net op. En oor 'n ou nie kan praat nie. Daai tyd was daar nie trauma counseling nie. Ja, daar het 1 of 2 mense dalk probeer, maar ons was nie oop vir dit nie. Want ons is geharde brandweermanne. Ons is medics, ons red lewens. Ek het nie nodig om gered te word nie, ek red. So het ek deur my loopbaan gegaan en ek het net meer en meer begin drink. Jy weet, ek kon op 'n stadium satisfaksie kry miskien uit 6 biere uit. En later het daai 6 biere 12 biere geword. Daai 12 biere het 'n kas bier geword. Die bier het later brandewyn geword. En so het dit net erger gegaan. En ek was in 2003 kon ek nie werk toe gaan nie. En ek het ingebel stasie toe en gesê ek is siek. Ek kan en ons brandweerhoof, ek onthou dit soos gister. Hy bel vir my en sê jy kry jouself by hierdie stasie. Bietjie meer gevleelde woorde gebruik as dit. En ja, die feit dat ek nog hier is vandag is 'n absolute seën van bo. Met die goed wat ek gedoen het en deurgemaak het, ja, dit is net genade. Die dag waar die bom gebars het, was 'n doodnormale dag. Ek en 'n vriend van my het bietjie gaan rolbal speel. En ja, dit was 'n doodnormale dag. Ons het gesels en grappe gemaak en 'n paar biere gedrink en ek het huis toe en ek het agtergebly en ek het toe nou aangehou bier drink. En later oor rolbal bietjie 'n ouer mens sport is, het van die ouer mense gesê, hoor jy moet nou gaan, ons wil die klap toemaak. Sê okay, gee my net nog 'n bier. En hulle het vir my 'n bier in 'n glas gegooi en ek is met die bier daar uit. En ek het nie besef waar of hoeveel het ek al gedrink nie. Want ek het nou obviously nie getel hoeveel biere het ek al gedrink nie. En ek het my dogtertjie by my skoonma gehaal. En later sal my skoonma vir my sê dat sy het gehuiwer om my dogtertjie vir my te gee, want sy het gesien waar ek was, hoe ek was. Maar sy wou nie iets sê nie, want jy weet hoe is 'n ou as jy op daai, jy gaan my nie vertel nie. Maak nie saak wie dit is nie, jy gaan my nie vertel nie. En ek het huis toe gegaan en ek het vir my 'n kas bier gekoop oor die naweek. En ek het vir my 'n bier ingegooi en ek het my bier begin drink. Maar ek was so ver weg dat ek nie vir jou kan sê wat was die trigger nie. En dit is wat eintlik so skrikwekkend is. Dit kon dalk die kleinste dingetjie gewees het. Dit kon dalk 'n molshoop gewees het wat vir my na 'n berg gelyk het en ek het totaal beheer verloor.
totaal beheer verloor. En ek tot vandag toe sal ek nie vir jou kan sê hoekom nie. Want ek kan in elk geval nie veel onthou van daai aand nie. En ek het gedrink en ek het gedrink en ek het gedrink en ek het gedrink en ek het gedrink. En ek onthou my beste pel het my gebel. Hy's meer as net 'n pel. Hy's vir my amper soos 'n broer. En hy het my gebel en ek en hy het gesels en ek kan nie onthou waaroor nie. En hy het vir my gesê, bel iemand wat naby aan jou is wat jou kan help. En ek het net een nommer vir dit. En ek het vir Lans gebel en vir hom gesê, hier spel, ek het fout, hier's groot fout, en ek weet nie wat gaan vanaand gebeur, enigiets kan gebeur, maar ek is op rock bottom, ek het hulp nodig, broer, jy moet vir my kom help. En hulle sou daai aand, hulle 'n live gedoen het, om bietjie te gesels oor trauma en die tipe ding, en hulle het dit opgegee. En hulle het deurgekom na my toe en ons het gesels, en ek weet ek het baie gehuil daai aand. Maar ek het ook baie gedrink. Ek het nie opgehou nie. Ek het baie gedrink. En later het ek gehoor dat ons is so 2 uur se kant, is ons uit mekaar uit. En ek het gaan slaap, ek het gaan uitpaas. En ek het die oggend wakker geword, toe my vrou besig was om my dogtertjie reg te maak vir skool. En ek het vir haar gesê, hoorie, pappa gaan nie vandag saam skool toe nie. En die teleurstelling op daai kind se gesig. Dit is erger as 'n pak sla. Ek weet, as jy iemand teleurstel. Ek vat eerder 'n pak sla. Daar het ek besef, hierdie self-destruction pad van my is regtig besig om, nie net vir my nie, my dogtertjie, my vrou, almal om my te affekteer. Dit is hier vandag waar ek die streep moet trek. Jy weet, en ek het, op 'n manier het ek my kop van die kussing afgekry. En ek het buitentoe gestap waar ek die aand gesit en drink het. En ek sien toe daar staan net 6 botteltjies op die tafel. Ek dog nogal by myself, joh, het ek dan nou so sag geraak, dat ek so sleg voel na 6 botteltjies. En toe ek by die asblik kom, toe lê die ander 18 daar. Toe besef ek, wat ek eintlik gedoen het. En hoe naby ek was, om een van die grootste foute van my lewe te maak. As ek daai aand alleen moes gewees het ek nie 'n idee wat sou gebeur het nie. Ek sou heel waarskynlik nie hier gesit het nie. Want ek was op so 'n donker plek, en ek het gevoel, dis my gat, dis my plek, niemand verstaan my nie. Ek is die enigste en ek is alleen. So as dit nie vir daai 2 manne was daai aand nie, was ek nie vandag hier nie. So ek het daai oggend besluit, tot hier toe nie verder nie. Jy weet, 'n ou, ek het 'n hangover van nout gehad. En daar het ek besluit, die 7de Mei, in my lewe nooit, vat ek eers aan 'n dop nie. Jy weet, en ja, dis maklik om te sê, ek het dit al voorheen gedoen, ek het dit al voorheen reg gekry, maar as jou kop nie op die regte plek is nie, dan jy voel jouself eintlik net. Dit is net 'n manier om jouself beter te laat voel, want jy voel skaam. Ek kan vir jou sê, dit is 'n skaamte wat ek nie kan verduidelik nie. En ek het nog op die almanak het ek 'n swart kring getrek, en ek het hom ingekleer. En môreoggend maak ek my 10de sirkel. Môreoggend is dit 10 weke wat ek laas iets gedrink het. En baie dankie, ek waardeer dit. Maar ek dink wat vir my belangrik is ek doen dit vir niemand anders as vir my nie. Ek moes
gaan sit en ek moes 'n audit op myself doen en sê, hoorie, wat is dit wat jy nie van hou nie? Erken dit, sê dit hardop, ek het 'n drankprobleem, ek het hulp nodig. En ek is gelukkig om 'n supportnetwerk te hê. En ek het Sondag in die kerk het ek 'n baie goeie vergelyking gehoor van Moses by die see, wat sy hande in die lug gehou het en die see het geskei en die Israeliete het deurgegaan. En die deal was, as sy hande sak, maak die see toe. En daar 2 manne gekom en hulle het hom gehelp en sy hande opgehou. Dit was met 'n battle. Ek kan nie presies onthou nie, maar dankie dat jy my reg gehelp het. So ek voel soos Moses. Jy weet, as ek nie die support gehad het nie, het my hande geval. Maar oor die ondersteuning wat ek het, is my hande in die lug. En ek fight hierdie fight. Kyk, dis 'n daaglikse commitment. Dit raak beter met tyd. Maar die een ding wat nie lekker is nie, is om te erken dat ek het 'n probleem. Jy weet, en baie mense sê vir my, ja, maar jy het nie elke dag gedrink nie. Sê ek vir my, jy moet ook verstaan wat is 'n probleem. As ek byvoorbeeld 1 bier drink, ek gaan nie by 1 ophou nie. Ek gaan 'n tweede bier drink. En ek gaan 'n derde bier drink. En ek weet, na my derde bier gaan ek nog wil drink, maar daar gaan nagevolge wees. Maar ek gaan nog steeds voort en ek gaan drink daai bier. Dan het jy 'n probleem. En dit is waar ek was. Jy weet, en daar het al mense vir my gesê, ja, maar ons het meer van jou gehou toe jy gedrink het. Jy was altyd the life of the party. Maar ek werk nou saam met 'n trauma counselor, beraader, en sy het vir my gesê dat jy is die life van the party, want jy steek jou seer weg. En ek is met PTSD gediagnoseer. Dit is wat ek het. Ek het PTSD. En daar's natuurlik 'n paar goedjies wat saam met dit ook gaan. Maar nou is daar nog 'n gedrinkery saam met die PTSD, so jy kan nou net dink dis 'n resep vir 'n gemors. En ek was gelukkig dat die aand toe my resepe gemors word, het ek die regte chefs by my gehad, wat my resep weer bietjie kon untangle het en gesê het, maar luister, jy is nie alleen nie. Ons kan hierdie resep vir jou uitsorteer en dit wat vorentoe gebeur, gaan iets amazing wees. Ons kan dit doen. Jy moet net eers, en dit moes ek vir myself uitgefigure het. Jy moet net eers sê, ek het 'n probleem. Met my journey waarop ek nou is, en soos wat ek vroeër gesê het, ek wil graag daar wees vir ander mense wat dit nodig het. Maar jy weet, soos wat 'n ou research doen, kom 'n mens agter dat jy kan dit nie alleen doen nie. Jy het 'n netwerk van mense nodig. En vir my was dit, ek het mense nodig wat verstaan waar ek vandaan kom. Jy weet, ja, baie mense sê, okay, ons is baie jammer om dit te hoor. Baie mense is simpatiek en 'n ou waardeer dit, maar die empatie kort. En 'n ou het eintlik die empatie nodig. En ek is toe bly ek het kerk toe gekom, want ek het toe nou hier na Frontline of Hope Ministries toe gekom, saam met Lance en jouself. En daar besef 'n ou, maar hoorie, so daar's soveel ander mense wat actually verstaan waardeur ek gaan. Ek het altyd gedink ek is alleen. Daai oggend kom ek hier in en ek sien net Frontline of Hope baadjies en trauma support agter. En ek dink met myself, goeie genigdag. Wat meer wil 'n ou hê as 'n ondersteuningsnetwerk? Jy hoef dit nie alleen te doen nie. Ja, 'n ou is geneig om 'n koneksie met 'n spesifieke persoon te kry, maar daai persoon is ook net 'n link in the chain. Hy kan jou help, maar hy ken dalk een van die kollegas in die netwerk wat jou dalk beter kan help. Ek en jy het al gesels. En ek en Lance het al baie gesels en ek kan dalk meer oopmaak teenoor Lance oor ons skouers geskuur het. Ek kan nou Lance, ek wil nou nie sê we've been in the trenches nie, maar ons was close.
ons was close. Ons het en saam met daai ou sal ek die berge versit. Jy weet so jy het 'n ondersteuningsnetwerk nodig. En dit is belangrik vir die ander ouens om dit te weet. Al praat jy met, en dit is een ding wat ons in die diens geleer het. Jy hoef nie te luister of in te neem of dalk nee, dit is nie die ding wat ek wil sê nie. Wat ek wil sê is, selfs die mees juniorste ou op 'n toneel kan iets raak sien wat die leier nie raak sien nie. So luister na dit wat die junior sê. Kyk na dit en neem dit in. Moet dit nie net afmaak nie, want jy kan dalk 'n lewe red. You can be someone's miracle today. En dit is belangrik, so jy moet jouself omring met mense met wie ek dink jy gemaklik mee is, en ons as frontliners is gemaklik met 'n frontliner. Want jy kan met hierdie ou vereenselwig. Jy kan dalk vir hulle sê, hoor hierso, ek was op dieselfde tipe plek as wat jy was. Maar die mense wat trauma support doen, is so opgelei om trauma te hanteer, dat jy dalk net 'n skouer nodig. Jy het nie noodwendig iemand nodig wat vir jou raad gaan gee nie. Partykeer net om te praat is hulp genoeg. Okay, so dan net om af te sluit, soos wat ons gepraat het, daar's 'n gesegde in die brandweer. Jy doen niks alleen nie. You go, we go. En ek wil net vir die mense sê dat jy hoef dit nie alleen te doen nie. So as jy wil, volg Frontline of Hope Ministries, gee hulle 'n follow, of stuur my direk 'n boodskap, en dit is ons netwerk, en ja, ons kan jou help. Jy hoef nie alleen te wees nie. En Frontline of Hope Ministries is ook frontliners. Dit is ouens met wie ons kan vereenselwig, en as jy voel jy wil met my gesels, stuur my 'n boodskap op Facebook, en as jy voel jy wil deel word van 'n groter netwerk, dan gee vir Frontline of Hope Ministries 'n boodskap, stuur vir hulle 'n boodskap. En net om jou af te sluit, jy is nie alleen nie. En as jy dit alleen voel, stuur 'n boodskap. Al is dit net om te sê, hoor hierso, ek het hulp nodig. Of net 'n skouer. Gee ons 'n kans, laat ons jou kan help. Jy hoef dit nie alleen te doen nie.